Goeiedag liewe maatjies, hier volg oupa Karel se voorlesings uit ons eie kleuterbybel, om die goeie nuus van Jesus aan julle te vertel. Lekker luister! Verhaal nommer 43, Dawid en Jonathan. Dawid was eers 'n skaapwagter. Nou is hy 'n baie belangrike man. Hy woon in 'n mooi huis. Hy woon naby koning Saul. Die dogter van die koning is sy vrou en die seun van die koning is sy beste vriend. Sy naam is Jonathan. Jonathan is baie lief vir Dawid. Maar koning Saul is niks lief vir Dawid nie. Hy dink, ek kan sien, die Here help vir Dawid. Hy is 'n goeie soldaat. Mense hou te veel van hom. Nou wil hulle hê, hy moet die nuwe koning wees. Dan is ek nie meer koning nie. Toe sê Saul, ek gaan vir Dawid doodmaak. Jonathan hoor dit. Hy is lief vir Dawid en sê vir hom, gaan kruip weg in die veld. Ek wil eers uitvind of my pa jou regtig wil doodmaak. Bly in die veld. As ek klaar uitgevind het, sal ek ook veld toe kom, maar niemand mag jou sien nie. Hulle sal vir my pa sê, ek sê jou wat, ek sal met my pyl en boog skiet. As ek die pyl ver skiet, dan sal ek sê, die pyl lê daar agter jou. Dan moet jy weet, my pa wil jou regtig doodmaak. Dawid maak net soos Jonathan sê. Hy kruip weg en hy wag. Hy wag en hy wag. Eintlik sien hy vir Jonathan aankom. Daar is 'n seun by hom. Jonathan het sy pyl en boog. Hy tel sy pyl op en skiet. Toe roep hy hard, die pyl lê daar agter jou. Die seun hardloop om die pyl te gaan haal. Hy bring dit vir Jonathan. Jonathan sê, neem asseblief my pyl en boog huis toe. Toe die seun weg is, kom Dawid uit. Hy weet nou, hy sal moet ver weggaan. Die koning sal nooit weer vir hom goed word nie. Hy stap na Jonathan toe. Hy wil daarom net eers totsiens sê. Jonathan en Dawid is albei baie hartseer. Hulle is lief vir mekaar. Hulle wil nie van mekaar af weggaan nie, maar Dawid moet weggaan. Toe sê Jonathan, totsiens Dawid. Ons sal altyd vriende bly. Al gaan jy weg, die Here sal vir jou sorg. Baie dankie Jonathan, sê Dawid. Jy het my gehelp. Ek sal eendag weer vir jou kinders ook help. Toe draai Jonathan om en gaan terug huis toe. En Dawid loop verder. Hy moet vir Saul gaan wegkruip. Van toe af kon Dawid nie meer terug gaan huis toe nie. Hy moes in die bosse gaan wegkruip. Maar God het hom gehelp. Koning Saul het hom nooit gevang nie. En baie jare later het Dawid tog die koning geword. Hierdie kom uit 1 Samuel hoofstuk 20. In ons gebed, Here, baie dankie dat U altyd vir my sorg. Dankie ook vir my maatjies. Leer my om hulle ook lief te hê. Amen. Totsiens liewe kinders, kom luister gerus gou weer na die volgende verhaal. Onthou altyd, Jesus het jou baie lief.